Hartlike goeiemiddag en baie welkom weer hier op Sportstroom, hier op Stroomstories. Jy kuier hier so saam met Driekes Viljoen in The Go-To Guys ateljee. Ek het vandag vir ons 'n baie interessante gas nader getrek. Die man dink hy hallusineer nog steeds na 175 km wat hy geloop het vir die fondsinsameling vir die kinderhuis. Max Williamson, alombekende ex-rugby speler daar van Potchefstroom, fitness fanatikus. Max, baie welkom. Dankie. Hoorie Max, kom ons begin sommer net. Hoorie, wel dan op die 175. Ag nee, dankie. Ons het 'n bietjie van die lig af gepraat en so aan. Vertel ons gou 'n bietjie jou journey. Waar het hierdie journey van jou begin? So ek het mos laas jaar het ek van Parys af Potchefstroom toe gehardloop, ook vir die kinderhuis, dieselfde soorte fondsinsameling wat ek nou gedoen het. En nou gee ek skool in Lichtenburg. En ek sit so die een dag in my huis en ek wonder ek wil hierdie jaar ietsie doen wat nogals moeilik is. En toe gaan ek op Google Maps en toe kyk ek op Google Maps na roetes op pad Potchefstroom toe. Want ek weet die kinderhuis is ook hier. Toe sien ek, okay, hier's 'n paar roetes, toe sien ek daar's 'n roete wat Lichtenburg, Koster, Ventersdorp, Potchefstroom. Sien ek is ongeveer so 175 km, toe besluit ek, kom ek hardloop dit. Kom ek kyk of ek dit kan hardloop. En toe stuur ek 'n plakkaat uit en sê, hoor jy, ek gaan dit doen vir die kinderhuis en dis toe maar alles nou by mekaar gekom. Toe het alles sommer net so in mekaar geval. Dit was nou begin van die jaar. Ja, dit was begin van die jaar. En ons trek nou is Oktober, einde Oktober. So wat se beplanning verg dit dan nou alles? Die voorbereiding was nogals rof. Dis moeilik om werk te handhaaf. Ek was nou vir so rukkie oor see, ek het daar gaan 7 speel ook in Russia. So ek het nie regtig gedraf hierdie jaar nie. Soos ek het nie regtig, kan ek sê, tyd gekry om te oefen vir dit nie. So ek het so bietjie soms vergeet van ek moet oor 'n paar weke 170 kg hardloop. Maar ja, dit was nogals rof, want dit was, jy weet, met die beplanning vir hierdie nou moes ek gesê het, ek moes wanneer gaan ek wat eet, wanneer kan ek wat eet, ek moes wegbly van sweets af en jy weet, ek moes maar recover, baie slaap en ek hoop by die hoof sien dit nie hierdie wat ek nou sê nie, maar so wat ek gedoen het is by die skool, ek het elke pouse, soos die oefening het nogals rof geraak, en elke pouse hardloop ek gou vinnig huis toe, klim in 'n ysbad, sit daar in die ysbad elke pouse en dan hardloop gaan ek weer terug skool toe, net sodat ek kan oefen vir dit, want my liggaam kon net nie meer byhou nie. So ja, dit was nogals rof. By wat se skool is jy? Ek is nou by Hoërskool Lichtenburg. Daar by Michael hulle. Ja, by Michael. Ja. Nice man. En dan nou vertel ons bietjie die dag toe jy nou begin het. Hoe laat het jy begin? So ek het so 7:30 toe begin ek by die skool by Hoërskool Lichtenburg. Toe begin ek, toe hardloop ek op pad Koster toe, kry daai 4 rigting stop op wat Sartergens toe. Dis so 60 km van die skool af. Nou daai deeltjie was baie rof, want die wind het verskriklik gewaai teen my. En die pad's redelik baie besig. Maar daai stukkie was fyn geweest. Ek het 'n goeie pas gehardloop, ek dink soos 5:30, 6 minute kilo pas gehardloop vir daai hele stuk. Toe ek by daai Ventersdorp draai kom, dis waar alles uitmekaar uitgeval het. 60 km in. Toe join een van my goeie vriende, my Peer, sy naam. Toe join hy my daar vir so 15 tot 20 kg. Toe moes ons toe dink ons 'n plan uit, want ek kon nie meer byhou nie. Toe het ek so 2 minute hardloop, 2 minute af, 2 minute hardloop, 2 minute af, 2 minute hardloop, 2 minute stap. Toe doen ek dit nou die hele tyd vir 15 kg. Toe sit so 7 uur die aand. Toe sê ek so 90 kg in. En toe join my jonger broer my. Toe het alles nogal right gevoel, ek het nog gevoel, weet jy wat, ek voel nogal right, ek sê so moeg nie. Toe join my broer my vir 10 kg. Toe is ek 100 kg in. Toe ek 100 kg slaan, toe is ek kast. Toe sê ek, toe kon ek nie meer. Toe begin ek bietjie op te gooi en my klein broer wat saam met my hardloop, hy trek net so swaar. Ek moet hom try motivate om saam met my deur die aand te trek net tot in Ventersdorp. En net so voor Ventersdorp toe gaan lê ek en hy in die veld. Toe sê ek vir hom, ek kan naderhand nie meer op my voete loop nie.
So wat jy mos baie keer doen met sport, as jy mos klaar rugby game of iets gespeel, dan lê jy mos met jou voete in die lug, laat die bloedvloei net 'n bietjie van jou tone afkom. Toe gaan lê ek en hy in die veld, toe sê ek vir my net my voete vir so ruk in die lug op. Toe gaan lê ek eers vir so 10 minute daar in die veld, net so voor Ventersdorp. Toe kom my chommy toe aangery, ek dink 1 uur die oggend. Toe was ek so 10 km voor Ventersdorp. Toe kom hy daar aangery, toe klim my broer in die kar, toe kon hy nie meer nie. Toe sê ek vir hulle kry my by Ventersdorp. Toe draf stap ek daai laaste stukkie tot Ventersdorp, toe stort ek daar by 'n gastehuis. Toe eet ek gou vinnig ietsie daarso en ek rus gelê net gou op die bed vir so 30 minute. En toe join een van my goeie vriende Gideus my. En net toe ons uit Ventersdorp uitkom, toe tel hy weer op. Weer lig kwaai geslaan. Dit het kwaai begin reën. Ja, en toe gaan ons maar deur dit. Maar dit was rof. Toe ek as jy mos van Ventersdorp af ry, kon jy mos daai brug. Jesus, toe ek onder deur daai brug is, toe is ek kas toe. Dis jy klaar, dis jy gaar, dis jy op. Toe is ek nog so 50, 60 kg onder gegooi. Maar hoe mental is dit vir 'n mens se liggaam om dit te doen? Jy het al gesê jy's op 60 km en jy trek nou al op 100. Hoe mental is dit vir 'n mens? Jesus, dit was rof. Soos as jy het omal gevoel as jy iemand jou gooi met warm water of as jy jou hand brand op 'n pan. Dis presies hoe my voete gevoel het. So heeltyd as ek trap, dan voel dit vir my goeiestes. Of wat jy al gevoel as iemand soos jou vinger toeknyp, dan verloor jy mos bloedvloei in jou vingers, dan voel dit asof iemand jou heeltyd steek met 'n naald. Nou dis hoe dit die hele pad gevoel het. Van 60, die laaste 120 km het die hele tyd so gevoel. Nee, dit was glad nie lekker nie. Dit was baie aklig. So maar ek het baie goed geleer, soos ek het verskriklik baie met die Here gepraat en ek kon nie regtig. Daar's baie vrae wat ek gehad het oor myself en oor hoekom doen ek hierdie tipe van goed en hoekom is die wêreld soos wat dit is en jy weet al daai tipe van dinge en dis maar vrae wat ek heeltyd gevra het vir die Here en weet hoe gaan ek dit regkry? Waar gaan ek die krag kry om dit te doen en ek daai vrae was maar wat maar geantwoord word vir my. Soos ek het vrae gehad ook soos ja, hoekom kry ek nie 'n girl nie en hoekom dit en jy weet en dit was geantwoord in daai dis ek verstaan as 'n mens so ver hardloop is fitness speel nie regtig 'n rol nie. Okay. Jy verstaan soos jy kom op 'n punt wat verstaan ek raak nie moeg. Soos ek kan vir ewig hardloop sonder om moeg te raak. Maar dit was meer kop. Jy moes net die pyn kan ervaar en net daardeur druk. Dit was ongelooflik. Ja. Dit was baie ongelooflik swak. En toe jy nou so 10 kg voor Potch, toe gaan lê jy, toe jy klaar, toe jy dan. Nou, almal wat hier in Potch bly sal weet, daar's 'n bordjie voor Potch wat sê 10 kg oor. Toe ek daai bordjie sien, toe raak ek bly. Toe weet ek is 10 kg weg van Potch af. Toe gaan ek op my foon, toe sien ek die kinderhuis is nog 27 kg weg. Toe ek by daai 10 kg bord was. Toe sit verby. Toe gaan lê ek onder 'n boom. Toe sê ek vir my chommy, hulle sê ek is klaar. Hulle moet my nou maar die kinderhuis bel en vir hulle sê ek is klaar, ek het opgegee. Ek los dit, ek is klaar. Los. Toe sê Laurie, my vriende van Wyk Makelaars, toe sê hulle vir my, maar ek het gesê gaan doen, sê moet nou maar klaar maak. Jesus, maar toe so kwaad. Dan elke keer as my vriend met my praat, dan sê ek van bly net stil asseblief. My broer ook heeltyd, kom jou mind has to be stronger in your body, en ek weet wat sy naam sê hy als heeltyd nie. As sê ek vir was, dan sê ek dit vir asseblief bly stil. Toe kry ek vir my loopstokke, dan... Nou wie dit toe nou vir jou geskenk? Ja, ek het dit vir my gekry, ek het dit maar saam vir my gevat, vir as ek kom op daai punt. Okay. En stap ek maar met daai loopstokke, ek kon nie hardloop nie. Maar help jy loopstokke of nie? Ja, dit het maar so bietjie gehelp. Nie so kwaai nie, maar dit het 'n bietjie gehelp, is maar soos jy loop met krikke, basically. En toe ek het nou maar gebruik, toe stap ek maar die laaste 27 kg, so ek het getraai draf, maar ek kon eenvoudig nie. Toe is my plan van 24 uur klaar te maak na 27 uur. Vir dit met 3 ure langer om klaar te maak as gevolg van die einde. Jesus, ek het so hard getrek. So daai laaste stukkie was vir jou erg, mentally erg. Mentally was dit erg. Want toe die son ons nou lekker begin uitkom, toe is dit vuur warm.
want ek het niks sonskerm gesmeer nie. Dit voel of my rug, my nek gaan ontplof. En ag nee, en elke keer as ek iets try inneem, dan voel dit of dit wil uitkom. Verstaan, soos ek het gesukkel, my liggaam wou nie meer vat nie. Ja. Want ek het net so voor Potchefstroom ek begin bloedpiepie. Want ek het op 'n stadium te veel pynpille gedrink. En toe begin ek bloedpiepie en ek raak baie naar en voel asof ek wil gaan slaap. Ja. Maar jy het nou reg deur die nag gestap en gehardloop en jy het begin hallusineer Kwaai. op 'n stadium. Wat sien jy dan as jy nou hallusineer? Verstaan op baie stadium deur die aand toe ek al ek het wel 36 ure al wakker. En soos deur die aand dan sê ek vir my broer, dan sien ek goed, soos ek dan hardloop ons so, dan sien ek 'n bos, dan sê ek van, "Jesus, check hy, ons 'n spinnekop," dan is dit 'n bos. Soos ek het klomp snaakse goeters gesien op die pad en heeltyd alles lyk vir my soos 'n slang en ag, dit is my vreemde goeters. Dit was en baie keer as ek so dan draf ek, dan raak ek aan die slaap. Soos ek raak fisies aan die slaap en dan draf ek en dan next moment as ek Jesus, hoor ek's besig om te draf. En dan word ek nou weer 'n bietjie wakker en dan gaan ek weer, dan raak ek weer in die slaap terwyl ek karre was skrik ek weer wakker. Soos jy nie soos in vas in die slaap Nee, jy raak in die slaap, jy weet nie wat aangaan om jou nie. Ja, so dit is genuine is 'n Soos ek weet nie waar ek het jy weet ek nie het reg gekry. hoe jy dit reg gekry Nee, het. ek het geen idee nie. Okay, maar toe jy nou die kinderhuis sien, wat het toe deur jou kop gegaan? Soos as jy kom ons oor die brug as jy mos in Potchefstroom kom Ja. jy reg by die hospitaal. So dan kyk jy reguit af van die pad dan sien jy die kinderhuis. So my eerste gedagte is toe ek die kinderhuis sien, toe vra ek hoekom is die kinderhuis so ver? So ver. So ver. Toe weet ek nog 'n stukkie oor om te gaan, maar nee, ag ek was bly. Toe ek dit sien, toe try ek weer 'n bietjie hardloop, toe wil hy nie. Ag nee, ek was bly. Ek was meer dankbaar geweest as ek klaar is. Soos ek het heeltyd vrae gehad van hoekom doen ek dit? En die heeltyd kon ek dit nie antwoord tot ek by die kinderhuis was nie. Want toe ek by die kinderhuis aankom, het ek nog steeds van vra mense vir my, "Jesus, maar hoekom doen jy sulke goed?" En ek kon nie regtig 'n eerlike antwoord gee nie. Maar wat gebeur het is toe ek by die kinderhuis aankom, toe sit ek op 'n stoel en ek sit so en ek kas toe en die kinders bring ek seker 50 blaaie van kinders wat hulle vir my briefies geskryf het. En ek probeer lees en ek kan nie lees nie want ek kan nie lekker sien nie. Want ek is bietjie my kop se lekker nie. En ek sien in die kant van my oogies 'n kind wat hier staan en hy staan letterlik so en hy staar vir my en ek los dit toe en hy staar so vir my. Ek sê vir hom hallo. Hy kom so na my toe, maar hy vat so my arm en my hare en hy los dit toe en hy gee so 'n trekkie terug en hy kyk my so vreemd aan en hy kom weer nader na my en hy begin weer so my te vat. En ek vra hom wat's fout? Hy sê nee, ek wil net voel of oom real is. Toe hy dit vir my sê, okay, nou verstaan ek hoekom ek dit doen. So ek dink is 'n groter prentjie as net die geld, verstaan, die geld wat inkom en die aantal distance wat ek gehardloop het. Verstaan, die hele boodskap vir my eintlik waar dit vir my eintlik gaan is vir my as mens ook. Verstaan, ek het dit seker reis gedoen, maar ek het dit ook gedoen vir myself ook. Ja. Soos as 'n mens kyk in die wêreld wat ons nou lewe, soos ons mans raak maar lui deesdae sien. Veral ek kyk nou meer na die jonger generasie is. As jy kyk na die kerke hier in Potchefstroom, dis meestal girls wat hulle hande opsteek en sê weet jy wat ek so bereid om te help, maar die ouens is nowhere to be seen. En dus toe besluit ek nou maar weet jy wat, kom ek as man steek bietjie my hand op en doen iets beter erg. En sê weet jy wat ek bereid om ietsie te doen en toe val alles maar net in plek. En ook die vra vir jou as jy reël. Hy vra vir my So hulle dink jy's 'n robot. Ja, hy kom vat letterlik aan my en hy sê vir my nee, ek wil net voel of oom real is. En ek weet nie wat om vir hom te sê nie. Wat sê hy? Ja, wat kan jy vir hom sê? En dis toe ek nou maar besef, weet jy wat, dis hoekom ek dit doen. Want jy's reël mens. Ja, ek is real, weet net nie hoe ek dit reg gekry het. Almal sê vir my. By die skool sê hulle ook vir my. Jy weet, ja, almal het gesê maar jy kan dit doen, maar almal soos nee, dit klink net nie waar om so ver te hardloop nie. Maar ek het ook nie gedink ek kan nie.
Nou, dat doen ek dit nou maar. Okay, maar die gemeenskapsondersteuning regdeur van Lichtenburg af, Ventersdorp, Koster, Potch, hoe was die gemeenskap ten opsigte van wat jy aanpak? Baie goed. Nee, dit was ongelooflik. Soos baie keer as ek draf, dan sal al mense langs die pad stop. Dan sal hulle vir my water gee en dan sal hulle vir my sê, jy sterkte Max, wel dan op pad Potch toe. Net so voor Ventersdorp, toe kom haar ouma aangery. Een van sy kinders gee ek voor skool in Lichtenburg. Toe kom hy daar aangery, toe stop hy daar. Toe sê hy, jy het nou so 70 of 80 kilos gery, net om te kyk hoe ver is ek. Wow. So toe ry hy hierdie aand net om te kyk hoe ver is ek. Nee, die gemeenskap was wonderlik, soos NWK Forshore van in Ventersdorp, hulle het 'n roldag gehou, die Vrydag ook om fondse in te samel. En ja, toe stuur hulle vir my 'n video waar hulle almal in die plek sit en sê sterkte Max en toe hulle het vir my wys in die aand. Ja nee, dit was great. Baie mense het wou help en jy weet van ons skool af. Soos my een juffrou Jurina. Sy voel soos 'n ma vir my want sy stuur die hele tyd vir my boodskappe. Max, is jy alright? Hoe gaan dit met jou? Jy moet rus. Weet, toe ek nou klaar gehardloop het, moes ek hospitaal toe gaan want ek het bloed opgegooi. En ek het bloed gepiepie en sy vra altyd is jy alright? Verstaan soos ek. Baie keer voel dit vir my niemand worry regtig, maar die mense worry eintlik. Verstaan, so dis eintlik goed. Ja, so dit is nice. En nou, wat sê die skoolkinders van Lichtenburg? Ek weet nie, ek was nog nie daar nie. Jy was nog nie terug daai kant nie? Nee, ek het was. Wanneer is jy van plan om terug te gaan? Ek moet nou ry na. Moet jy? Ek moet môre gaan werk. So weer 'n bietjie gaan werk. So jy gaan dalk 'n helde ontvangs kry as jy terugkom by die skool. As ek by die trappe kan oploop, ja. So jou klas is nog bo? Hier is nog bo ook nog. Wat gee jy? IGO. IGO? Ja, graad 10 tot 12. Okay, so nou moet jy nog 'n paar trappe klim. Maar hoe het jy dit nou reg gekry om af te kry by die skool? Die hoof het maar gesê is reg, maar vat maar af. maar ek moes iemand in my plek gereël het. Ja, so dis daarom eksamen, so dis daarom nou 'n bietjie rustiger. Hoe lank was jy dan nou af gewees? Nee, die hoof hulle daarom vir my donderdag afgegee, want ek het nie toesag gehad nie, soos ek sal net daar by die skool gesit het, verstaan? So ek het nie regtig iets gehad om te doen nie. Vrydag was ook maar was 'n rustige dag. En vandag sou ek matriek eksamen, is mos nou matriek wat skryf. So was ek op diens gewees. Toe 'n ander juffrou gesê, weet jy wat Max, ek sal vir jou instaan, ek het niks diens nie. En môre is ek op koshuis diens, so ek moet teruggaan. So jy moet teruggaan, ja. Ja. So jy moet maar 'n bietjie back to reality. Tog, ja. Dis nou maar so. Hoor ek het so 'n paar vragies wat ek jou wil vra. Okay. Dalk het ons so 'n bietjie van dit beantwoord en so aan. Maar kom ons kyk wat kom ons uit. Maar ek dink die gemeenskap dit is hulle wil 'n bietjie vragies hoor. Ja, ek hoop dit kom maar ver uit en weet soos weet ek praat nou juis vir die manne, verstaan. Soos hoekom die wêreld uitmekaar uitval, want ons manne raak nou is die ouens, verstaan. Ja. Ek en my vriend ons stap nou die dag gaan stap in 'n winkel en ons kyk die mense so en ons vra en ek vra die vraag vir hom en ons vra hoorie wie hierso is eintlik regtig geestelik sterk en goeders en ek dink dis eintlik ook die groot boodskap wat ek uit wil laat is ons moet begin weet sterk raak in wat ons doen. Ja. Ja. Wanneer het die idee van Max Making Miles vir die heel eerste keer opgekom? Ek dink ek was besig om vis te vang. Wow. En ek vang en ek dink want hulle sê mos die ultimate human race of human endurance waar jy die human capability toets is 100 miles. En ek het 108 nou gehardloop. Toe kom die idee van miles nou in. Okay. Verstaan, miles is ons nou anders as kilometers. Dis anders as kilometers. En toe het Laurie hulle van Wyk hulle nou by die naam opgekom van Max Making Miles. Toe kom dit nou maar. Toe kom dit op, ja. 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 Ja, wat beteken Auburn Kriel kinderreis vir jou persoonlik?
Ek was altyd betrokke daar gewees. En ja, ek het ook nie altyd die maklikste kinderlewe gehad nie, soos toe ek graad 10 was, toe ek Lichtenburg toe. Jy weet, die naweke moes ons uit die koshuis uit, toe moet ek maar elke naweek maar by verskillende huise gaan kuier en so aan. En, jy weet, Maar was jy self in die kinderhuis? Nee, ek was nie self in die kinderhuis. Maar verstaan ek het, toe ek jonger was, moes ek maar, jy weet, hier en daar met vriende gaan kuier en maar survive en toe so ek nou maar, ek is maar baie connected met die kinders daar, so verstaan. Dus baie wonderlike kinders en baie wonderlike mense wat daar werk en jy weet, soveel. Ek wil eintlik maar vir hulle wys, ongeag die omstandighede, jy hoef nie net te gaan leen. Ja. Maar wat was jou doelwit nou gewees, geldsgewys? 100.000. En jy is amper daar? Ja, ons is nou, ek dink ons staan op 40. 40.000? Ja. So, daar is nog so 60 wat moet kom. En enige ander borge het ook ingekom, soos meel en kos en sulke goedjies? Ja. Nou maar, kykers, as daar iemand daar buite is wat dalk nog vir Max wil help met 'n skenking, hy het 'n back buddy. As 'n bankrekening ook. Bankrekening, alles. Skenke geldjie, R5, enigiets is moontlik. R1, R100. So kom ons kyk of ons vir Max kan help om sy 100.000 doelwitte kan bereik. Hy het sy 175 km gehardloop, gestap, gedraf, gerol, alles. So hy het sy kant gebring. So ek dink ons gemeenskap hier in Potch kan ook ons kant bring en daai doelwit bereik. Hoe voel dit om te weet dat elke tree wat jy gegee het hoop bring aan daai kinders in nood? Ja, op 'n stadium het ek dit van dit vergeet toe ek hardloop. Ek het heeltemal daarvan vergeet. En gaan baie lelik klink wat ek nou gaan sê, maar ek het so gehardloop toe wou ek stop, toe sê my broer vir my, kom Max, jy doen dit vir die kinders. So ek, ag man, los my net. Nee. Ja. Dis gevoel. Toe sê vir my, Max, onthou net waarvoor doen jy dit. Dis okay. Nee, ek het baie goed gevoel, ek het geluk gevoel, verstaan, ek het gevoel, weet, ek doen nou iets goeds. Doen goed, ja. Ja. Het jy enige spesiale dieet gevolg of nou moet jy herstel, routine? Wat? Ek het nog nie regtig geëet nie, ek sukkel om te eet. Ek het nou vir my varsity kaffe gekry, maar ek sukkel om nou kos in te kry. Soos ek Nog steeds ek sukkel, ja. As ek dit inkry wil uitkom. En ek sê honger of een of ander rede. Ek het ook nie nou geslaap nie. En nou moet jy ry? Nou moet ek ry, ja. Ek moet Koster toe ry want ek het my beursie in hulle bakkie vergeet. So nou moet ek helse draai ry. Ja. So, maar daai gevoel van eet is nog nie daar nie. Niks. Ek kry nie geëet nie. Maar as jy nie bang jy kom iets oor nie? Glad nie. Niks. So jy het nie ergens gedink ek is op pad om dood te gaan. Dit is 'n gevoel. Ja, maar soos letterlik. Nee, ja, want ek het gedink ek kry 'n aanval op 'n stadium nou van die hardloop, want wat gebeur het is ek het regtig gedog want toe ek hardloop, toe begin my hande so maak, soos alles begin so te kramp en hier begin alles styf te trek en toe dog ek momentan man kramp my hande en my arms kramp so, dog ek hel gaan nou aan met my momentan is ek net besig om te kramp. Okay. En toe ek weer electrolytes en goeders inneem, toe gaan dit weg. Toe gaan dit weg. Ja. So jy het bietjie geskrik daar ook. So bietjie. Jesus man, alles trek so, ek dog wat die hel. Wat gaan nou hier aan? Nou jou borge wat jou geborg het. Wie was dit? My persoonlik het Laurie van Wyk, hulle van Wyk Makelaars. Hulle het amper alles geborg rakende wat ek moet eet, hoeveel ek moet eet, koelranke. Hulle was op die pad gewees heeltyd. Hulle het ongelooflik baie gehelp. Weet ek kan nie alle goed by my dra nie. So elke keer dan stop hulle so 15 kilos voor, dan wag hulle, dan as ek al aankom, dan sit hulle so lank klaar die goed reg wat ek moet eet en hoeveel ek moet eet en wat ek moet eet. Dan vra ek vir hulle, hoorie, sal julle gou asseblief my 'n chocolate gee dan? Sê hulle, okay, hierso. Nee, hulle was maar die hoofsponsor. Ja, vir my persoonlik. Ja. Ja. Okay.
Maar die ervaring wat jy nou opgedoen het op die 175 km. Wat is pertinent die moeilikste gedeelte van 'n 175 km? Ons het nou so 'n bietjie gepraat van die 60 en die laaste 10. Jy wil opgee, maar daar's daai moeilikste gedeelte. Wat is dit? Die moeilikste gedeelte. Yes, die moeilikste gedeelte was toe ek beginne beklei met myself begin haat en ek het baie met die Here ook beklei. Hoekom dit en hoekom dat en nee, dit was vir my die moeilikste gedeelte om nie, jy weet, moed op te gee nie, verstaan jy? Jy wou 'n paar keer moet opgee en dis net daai vasbyt deurdruk. Let's do this. Ja, nee, dit was erg. Maar ek dink ek het baie geleer uit dit uit. Ja, fisies, mentally, emosioneel, alles regdeur. Ja, soos ek het glad nie regtig vir dit geoefen ook nie. Ja. Want die vers wat ek gehad het was 56 voor hierdie en die vers wat ek gehardloop het in oefening vir hierdie was 35. So ek weet nie waar ek die krag gekry om dit te doen. Ek weet nie. Want terwyl ek vir dit geoefen het ek gesukkel met my enkels en met my voete en nou toe ek hardloop het ek nie pyn gehad daar nie. Ek het nou by ander plekke pyn gekry, maar ja, ek weet nie waar dit die krag vandaan gekom het. Yes, well done. Dit was ongelooflik. Ja, vertel ons van een besondere oomblik of ontmoeting wat jy nou gehad het wat jou hart aangeraak het. Jy het nou gesê jy het 'n paar vrae. Wat is daai een spesifieke een wat jou gesê het, bang, okay, hier's dit nou. Want jy het 27 uur wat jy met jouself praat. Wat is daai spesifieke een wat gesê het, okay, wow. So die spesifieke waar ek my geantwoord is, elke keer as ek hardloop, nee, dan soek ek die eerste boom wat koelte het. En as ek hardloop, dan sien ek al voor daar's 'n lekker boom met koelte, dan hardloop ek so vinnig as wat ek kan na daai boom toe, want ek wil nou onder die koelte gaan staan. En toe ek dit die hele tyd doen, toe die vraag wat ek gekry het, wat vir my geantwoord was, is, dis hoe ek was met my geloof ook. Is van, ek soek heeltyd die maklike aspekte van dit als. Ek hardloop heeltyd weg van die moeilike vrae en die moeilike aspekte van dit. En dis toe het vir my geantwoord was, dis hoe ek is met my geloof ook. Van ja, ek so sterk in die maklike dele, maar ek is baie swak in die moeilike dele. Wow. En dis amper wat ek uit hierdie hele situasie geleer het, ja. Dis ja, hou op die koelte soek, gaan soek die hitte. Verstaan jy? Sure. Ja. Wat was jou gedagte toe jy gesien het ek hier's Potch? Ons bly. So, die gedagte was, so, daar's baie mense wat gesê het hulle gaan join voor Potch, soos hulle gaan die laaste 10 kilo saam met my hardloop. Nou, heeltyd dan sê my vriend vir my, waar is die girls wat gesê het hulle kom saam hardloop? En toe weet julle kom daar gaan niks girls op nie, maar nee, ek was bly. Nee, ek was baie bly. Toe ek vir Potch sien, dis ek soos hoe het ek nou hierdie reg gekry? Ja, hoe het jy dit reg gekry, ja. Ja. Ons het 'n bietjie gepraat oor die geld en maar wat is jou boodskap aan die kinders by die kinderhuis? By Abraham Kriel kinderhuis. Soos die grootste fout wat mense doen is hulle probeer iets te justify om iets te doen, verstaan? Soos wat my vriend nou die dag gedoen het is, hy het iets swak gedoen, hy het iets gedoen wat hy nie moes doen nie, en toe hy sommer ander doen. En my boodskap aan die mense in die kinderhuis is, ongeag, hou op heeltyd verskoning soek vir hoekom jy seker goed doen, verstaan? Dit maak nie saak van waar of jy kom, of wat het met jou lewe gebeur, of die volgende oggend as jy opstaan en jy haal asem, dit wat gister gebeur het, het glad nie eens 'n impak op wat nou gebeur, volgende. En dis wat die mense heel doen, dan kan dit nooit verstaan. Soos, mense vra heeltyd vir my, Max, plaar die verlede jou nie, en dit doen glad nie eens 'n bietjie nie, ek sien alles as 'n seën en vir wat gebeur het al. Is, almal try heeltyd iets justify vir dit wat hulle doen, soos hulle moenie
ongeag die omstandighede waar uit hulle kom of jy weet, moet hulle nie dit gebruik as 'n verskoning om nie suksesvol te wees nie. En dis my boodskap aan Die hulle. boodskap. Nice. Ja. Okay, wat het hierdie ervaring jou geleer oor volharding? Ek moet bietjie man up. Die man up. Man up. Ja. Soos ja, ek het nou hierdie wonderlike ding reg gekry, man. Ek moet nou net nie stop nie. So ek moet nou nie weet as ek in 'n winkel instap 'n chocolate wil eet of ek moet my Bybel lees elke aand en skryf my goed. Ek moet nou myself begin accountable hou vir wat ek doen. Vir wat jy doen, ja. Ja. Okay, maar nou my volgende vraag. Sal jy weer so iets doen? My antwoord nou is nee. Ja, tot einde van die jaar. Ek het laas jaar ook so gesê, ek gaan nie weer so iets doen nie. My antwoord nou is nee. Maar ek het 'n gedagte in my kop van iets wat ek wil doen vir in die toekoms. Maar ek gaan dit nie nou sê nie want net ou jinx ek myself. Ja. So. Nee, dis nou vir 'n nee. Vir nou is dit 'n nee. Maar 'n moontlikheid is dalk ja. Want as ek weer so iets doen, dan moet ek 'n dubbel so ver doen. Ja. Dan moet ek 380 kg hardloop, nie 170 nie. Verstaan? Maar nou is dit klaar. Ja, nou is dit klaar. Nee, gats. Wat sê jy sê vir iemand wat glo hulle is net een persoon en kan nie 'n verskil maak nie? Soos my hele lewe voel dit nog of ek alleen is. Soos my stiefma, mam Lis, sy sê altyd vir my, daai een keer ek gaan kuier daar, sy kry my so jammer, want ek gaan speel alleen golf en ek gaan vang alleen vis. Dis dit nie vir my te bad nie, dis glad nie vir my erg nie. Soos ek's nooit alleen nie. My ouma het altyd vir my so kwaad geraak toe op die universiteit was, dan sien ek 'n boemelaar, dan sê ek die boemelaar kan nou maar by my kom kuier. Kom kuier hy vir my daar in my koshuiskamer, dan sê ek wil gaan vang 'n shower en goed, raak my ouers my so kwaad, ek kan dit nooit doen nie. Dan sê ek, "Op, worry man, daar's altyd iemand by my ongeag wat." Ja. Soos nou met die hardloop ook, vra mense vir my, "As ek nie bang gaan dood," sê ek, "Nee, glad nie. Jy moet net trust. Jy is nie net een persoon nie. Jy's nooit een nie." Net trust. Ja, jy moet net trust. Yes, okay. Ons het so 'n bietjie geraak aan die ervaring en so en maar hoe dink jy het hierdie spesifieke ding jou as persoon verander? Nee, dit het my definitief verander. Ja, dis nou eers 2 dae na dit. Ja. Maar ek het besef dat jy weet, ek kan nie meer slap lê nie. Ek kan nie meer goeters lig opvat. Ek kan nie meer weet die Here se woord lig opvat nie. Ek moet kyk na my health. Ek moet kyk na die mense om my. Nee, ek is klaar rondgeneek. Soos ek kan nie net heeltyd chocolates eet soos ek wil en jy weet, sulke tipe van goed nie. Ek gaan moet begin shape. Jy gaan jy moet shape. Ja, ek moet begin shape. Okay, maar die laaste vraagie, wat is jou boodskap vir jou pelle of jou skool of jou wie ook al? Wat se shout-out het jy vir hulle? 'n Shout-out. En hy gaan geshare word op julle skool se blad. Hy gaan geshare word op Lichtenburg, wêreldwyd, Potch, oralster. Wat se shout-out vir wie het jy? Moet nou nie iemand uitlaat nie. Moet ek vir almal sê dankie en dan moet ek Ja, sê dankie. Okay, so eerstens ek het nog nie regtig vir Hemelse Vader dankie gesê nie. Wel dan. Ek het vir hom al dankie gesê in die kerk, maar weet dankie vir hom. Dankie vir my skool, vir Lauriele, vir AJ, Pierre, CC, Troy, my ouers, my ma, my ouma. My ouma is baie siek. Sy trek maar baie swaar en sy het deurgekom. Die Gideus wat saam met my gehardloop het. NWK for sure. Die kinderhuis. Die tannie by die gastehuis in Ventersdorp. Ja, dis about die veral Kandelaar ook. Hulle het baie goed gereël. Sanrief by Kandelaar
vir haar ook, Jana. Ja. Ek wil sê, dis about Dis omtrent dit. wat ek nou aan kan Kan dink. dink, ja. As jy net iemand uitgelaat het, vra hom As ek verskoning. jammer, moet maar asseblief nou nie 'n boodskap stuur nie. Sê, hoekom het jy nie vir my gesê nie? Ja. Dankie gesê nie. Maar Ja. ja, my boodskap aan hulle. Ja. Maar baie het van hulle het vir my gesê, Max, dis nie moontlik nie. Jy kan nie dit doen nie. En ek het dit gedoen. You've done it. En ek het dit gedoen. So Jy het as hom ek- jy het dit gedoen. Daar's een juffrou waartoe ek gaan maandag by die skool. Ek hoop sy sien dit. Môre. Juffrou Adele. Ja. Ek hoop sy kyk hierdie ding. As sy dit nie kyk nie, ek gaan na haar toe gaan maandag en ek gaan na haar klasse stap of altyd môre, Ja. dan gaan ek na haar toe gaan en vir haar sê, "Wat nou juffrou, ek het dit gedoen. Wat het juffrou vir my gesê?" Ja, wel dan. Hoorie Max, maar baie dankie. Ag, dankie. Dankie vir die geleentheid dat ek bietjie met jou kon gechat het. Dankie vir wat jy gedoen het vir die gemeenskap, vir die kinders, vir die kinderhuis. En ek hoop jy haal jou doel met jou geldjies wat jy wil insamel en alles. Ja. Met almal wat sal saam staan en nog Ag, ek hoop nog ingee. Ek hoop ek het iemand geïnspireer om ook so iets te doen. Ja. Verstaan nie? So ek hoop hulle, as iemand iets wil doen, kan hulle my enige tyd bel en sê, Max, ek wil so iets doen, kan jy my help? Sal ek sê, ja, ek sê jou help. So ek hoop ek inspireer iemand om ook so iets te doen. Nee, maar baie dankie. Dankie vir julle. En veilig ry en tot 'n volgende keer, né? Yes, Tot right. volgende jaar gaan ons jou weer sien. Hoopelik sit ek daar, iemand anders sit hier. Ja, dit was Max Williamson. Die ouetjie daar van die Hoërskool Lichtenburg onderwyser daar wat geld ingesamel het vir die kinderhuis hier in Potch met sy 175 km wat hy gedrafstap het. Tot 'n volgende keer, selfde plek, selfde tyd. Totsiens.